Daar sê goeiedag, welkom by ons deel 2 van Intiem saam met ons Hoëpriester, ons koninklike priester, ons heiligdom, ons Here Jesus Christus. En ek gaan vandag verder aangaan in hierdie gedeelte met Intiem met Jesus Christus. En ek wil bietjie met jou gesels oor die onderwerping en autoriteit wat baie belangrik is. So ek wil hê jy moet dit vir my aanmerk en vir my net regtig waar elke gedeelte gaan lees. En ek dink dit is belangrik dat ons die woord van die Here gaan lees rondom ons priesterskap. Ons kom nou uit die orde en die priesterdom van Jesus Christus en die orde van Melchisedek, ons orde van Jesus Christus. En daardeur gaan ek nou met jou ook gesels oor die intimiteit, die onderwerping en die autoriteit van ons as menswees in Jesus Christus. Nou goed, as ons gaan kyk in die Nuwe Testament, in Romeine 15:15 leer Paulus ons, en dan sien ons self dat hy homself geonderwerp het en gesien het as 'n priester. En so ook Dawid, as ons gaan kyk na die Ou Testament, het homself gesien as 'n priester, deur die voedsel in die tempel te neem, wat aan die priesters toegesê is, of toegesê was, en dan sien ons ook, Jesus was 'n priester volgens die orde van Melchisedek. Ons kom nou uit daardie orde gedeelte uit, en dan die intimiteit van Jesus Christus. En dit is belangrik om dit te kan verstaan, om gemeenskap te kan hê met die Heilige Gees, om te kan verstaan dat hy wat in ons is hoër as hulle wat in hierdie wêreld is. En daarom kom die Here en dan sê hy, maar weet jy wat, ek gee julle ook hierdie priesterskap, ek gee julle ook hierdie autoriteit in die priesterskap, en veral in ons binnehof, in ons huis, in ons orde van waarin ons is, wil hy graag hierdie priesterskap in ons deurgee, en dit is belangrik. Geliefdes, ons is almal geroep tot hierdie wonderlike amp van priesterskap. En ons kan dit gaan sien in 1 Petrus 2. Kom ons lees dit gou vinnig saam in 1 Petrus die 2de hoofstuk, en ek wil dit graag gou vir julle lees, so julle kan dit ook op die skerm lees, maar merk dit in jou Bybel. Verstaan van waaraf kom hierdie. Kyk wat sê hy vir ons in 1 Petrus die 2de hoofstuk vers 9, lees hierdie saam met my. Hy sê dit vir ons baie duidelik. Hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag. Wat is ons? Ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbaarlike lig. En ons kan net in daardie een vers dit opsom, en dan kan ons sien, dat hy ons hierdie wonderlike amp gee, en ons is geroep tot hierdie priesterskap. En dit is wat jy jouself moet sien, en ek dink dit is waar ons bietjie later nou nog gaan gesels oor die tekortkominge van hoe ons sien dat ons tekort skiet in hierdie gedeelte. En ek wil dit net weer vir jou lees, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot die wonderlike lig. Dit is wat hy ons hier leer. Daar is vir ons plek gemaak in die allerheiligste deur 'n voorhangsel. Geliefdes, ek wil net gou vandag hierdie voorhangsel vir jou verduidelik, hoe belangrik dit is. Toe die voorhangsel skeer, ek wil 'n bietjie vir jou iets gee rondom hierdie voorhangsel, en daar is vir ons plek gemaak. Ons is nie net in die ander kant van die voorhangsel nie, daar is vir ons plek gemaak, sodat ons deur die allerheiligste voorhangsel. Nou net 'n bietjie interessante nuus, en dit is belangrik om hierdie ook te kan deel geskiedkundig vir die wat daarvoor lief is. Ek is lief daarvoor, en ek is iets wat ek in myself bietjie gaan ondersoek instel, en dit geleer het en so aan. Kom ons sien, dan kyk ons dat hierdie allerheiligste voorhangsel was 18 meter hoog gewees. Hy was 9 meter breed, hy was 5 voet dik gewees. Hulle sê dat so 300 priesters, dit het so 300 priesters priesterskap gevat, om hierdie gordyn te kon beweeg. So ek wil vandag vir jou sê, toe daardie allerheiligste voorhangsel skeer, toe Jesus Christus, die Seun van God, hierdie wonderbaarlike sonde van die wêreld, die sonde van ons op hom geneem het, is daar vir ons plek gemaak deur hierdie allerheiligste voorhangsel wat in 2 geskeur het. So jy kan net vir jouself dink hoe dik 5 voet is, hoe dik daardie voorhangsel gordyn was, hoe hoog hy was 18 meter en hoe breed hy was,
Hoe so, jy kan net dink, en tongewys is, in gewig gewys, het ek al gelees dat hulle sê dit is omtrent so 13.000 kilogram, so om en by 13 ton, as jy hom so gevat het as 'n dooie gewig. So ek dink, dit is ongelooflik belangrik om te kan verstaan hoe belangrik hierdie was vir hierdie gordyn, om opgehang te kon word of daarin gesit het. En weet jy, geliefdes, ons hoef nie weer gebore te word uit 'n priesterlike bloedlyn nie. So ek wil net hê jy moet hierdie baie mooi verstaan. Ons hoef nie weer gebore te word uit 'n priesterlike bloedlyn nie. Jy hoef nie langer eksklusief te behoort aan 'n deel van God se volk nie. Jy kan beweeg vanaf die voorhof, na die binnehof. En ek wil hê ons moet vandag iets sien. Wat moet ons sien? Skryf hierdie vir my neer, dit is ongelooflik belangrik. En dan sê vir my hoe jy dit ervaar. Ons moet die hartklop van die binnehof ervaar. In Jesegiel 44, vers 15 en 18, word die woord my 10 keer deur hom gebruik. Nou ek gaan dit net gou vir julle lees, en hier is julle eerste opdrag, gaan merk hierdie woord my 10 keer in jou Bybel. Gaan merk dit, jy sal ook sien, dat ek het myne gemerk, ek het myne uitgesit, my word 10 keer gebruik, en dit is die binnehof hartklop van ons Here Jesus Christus, of die hartklop van die priesterskap, van dit wat die Here vir ons gegee het. En daarvan af vers 15 tot 18 lees ons dat, maar die Lewiete, die Levitiese priester, die kinders van Sadok, wat die diens van my heiligdom, daar is die eerste my, waargeneem het toe die kinders van Israel van my af weggedwaal het, moet hulle na my toe nader kom, om my te dien. En voor my aangesig staan, om aan my die vet en die bloed te offer, spreek die Here. Hulle moet in my heiligdom ingaan, en hulle moet na my tafel toe nader kom, om my te dien, en my diens waar te neem. En dit is nou daar waar dit stof, en dan kan jy stop, en dan kan jy nou deurlees, dan kan jy nou sien dat die linne hoofversiersel daar in vers 18 op die hoof wees, en die linnebroeke moet aan die heupe wees. Hulle mag nie hulle gord met iets wat laat sweet het nie. En ek gaan nou 'n bietjie iets oor dit uitsit. So ek gaan hierdie bietjie vir jou oopbreek, so bietjie vorentoe, en dan gaan ek dit vir jou sê. God is besitlik oor sy priesterskap. En ek wil dit vandag vir jou sê, elke pa wat luister, elke vrou wat luister, gaan sê dit vir jou man. Ons God is 'n jaloerse God, en dit sien ons in die Ou Testament vroeg in die wet opgeteken, dan kom en dan sê, ek is 'n jaloerse God. En ek wil vandag vir jou sê, maar dit is 'n mooi jaloers, dit is nie 'n lelike jaloers nie. God is besitlik oor sy priesterskap, hy is besitlik oor die kinders van sy nageslag, en van almal wat hom aangeneem het, en tot wedergebore gekom het, almal wat hom herken as die seun van God, almal wat gesê het, Here kom verander my, almal wat hy gered het uit die duisternis, vir elke liewe een van ons, in hierdie tyd, wil ek vandag vir jou sê, weet dat die Here jou in autoriteit, dat hy jou onderwerp aan hierdie gesag van autoriteit, en dat hy besitlik is oor elke priesterskap. God hou daarvan, wanneer sy priester of priesters bloot vreugde daaruit put om hom te dien. Geliefdes, is belangrik dat ek en jy die Here moet dien. Ons kan dit in hierdie gedeelte lees, uit hierdie 10 keer waar hy gesê het my, hy gebruik hierdie kragwoord, dat hy sê, julle moet na my tafel toe kom, julle moet kom om my te kom dien. En dit is belangrik, dat ons by die Here moet uitkom, om hom te kom dien, as ons alleen God. Dit is die priesterlike passie. Jy sien, geliefdes, die priesters het die hele jaar gewag vir daardie wonderlike, hulle het hulle toegewy vir daardie wonderlike 1 keer 'n jaar wat hulle in die tempel bymekaar moes kom. En dan moes hulle gefokus gebly het, of gefokus gewees het. Hoe bevoorreg is ek en jy nie, om in vandag se tyd, elke Sondag, 'n Sabbat, 'n tyd wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here kom, in die weksdae, net enige oomblikke in ons tyd, is as familie, as selgroepe, as wat ook al dit mag wees. Hoe wonderlik is dit nie, om hierdie passie te kan hê, om by mekaar te kan om uit te kan sien, om hom alleen te kom dien. En dit is die vreugde van dit, om die samekoms te kom bywoon, om te kan sê, maar weet jy wat, hierdie intimiteit, hierdie intieme verhouding, hierdie gemeenskap wat ek het,
op 'n Sondag wanneer ons by die Here uitkom, is dit wat ek moet doen. Nie gefokus op die mens nie, maar op God. Ek kom met die doel, want ek is die priester en ek neem die priesterskap op, want God is besitlik oor my priesterskap, en daarom kom ek en ek kom wy my toe aan hom, om hom te kom dien. En dit is my vraag vandag, is dit jou passie nog? Is dit jou grootste vreugde? Of soek jy vir 'n tendelende sensasie? Nou die tendelende sensasie beteken hierdie prikkelgevoel, dit moet net soos 'n prikkelgevoel wees. Nee. Ons moet hierdie intimiteit, hierdie wonderbaarlike 'n krag en hierdie gevoel van autoriteit in ons lewe ervaar, om te kan weet dat ons die geloof in ons lewe kan hê. Dit moet nie net 'n tindelende gevoel, 'n tindelende, ekskuus nou, knoop my tong so bietjie, sensasie wees, hierdie prikkelgevoel wees nie. Dit moet nie net 'n gevoel wees van wanneer daar 'n liedjie is waarvan jy hou nie. Nee, dit moet in die binneste in jou in opborrel om hierdie intimiteit te kan kry. 'n Antwoord op gebed. As ek en jy tog na die samekomste toe kom, as ons kom om die Here te kom dien, dan is daar 'n doel, en dit is ook om 'n antwoord op ons gebed te kry. Amen, is dit nie so nie? Om onder die salwing te kom, is God se genade aan ons. Ek wil dit weer sê. Om onder die salwing te kom, is God se genade aan ons. Maar om onder die salwing te bly, is ons intieme ontvangs en teruggee van sy liefde en genade. So, daar is 'n verskil, en ek wil dit net hê, jy moet dit vir my opbreek, jy moet dit neerskryf, jy moet dit ervaar. Doen jouself 'n gunsig en kry 'n bietjie hierdie praktiese ervaring wanneer jy inkom in die stilte, in die teenwoordigheid van die Here in 'n samekoms. Ek sê weer, om onder die salwing te kom, is God se genade vir ons. Maar om onder die salwing te bly, is hierdie intieme ontvangs en die teruggee van sy liefde en genade. So een keer 'n jaar, elke einde van die jaar, het ons ook 'n dankbaarheidsdiens. Eintlik moet 'n mens dit meer as een keer doen, maar een keer is genoeg tot die Here vir ons anders te sê. Dan kom ons en ons gee meer vir die Here terug, en ons kom begin meer vir die Here terug te gee in sy opsig, sodat ons geloof deur dit te kan toets, om vry te kan maak, om te sê, Here, dankie dat ons hierdie salwing kon kry, dankie dat u genade deur die jaar op ons was, dankie dat ons onder die salwing kan bly, en daardie intimiteit en daardie ontvangs is nou 'n tyd vir teruggee ook. En ons as mens moet dit besef, en wanneer ons ook by die Here is, en wanneer dit ook 'n passie is, wanneer dit ook 'n vreugde is, moet ons nie net ontvang nie. God wil gee, moenie my verkeerd verstaan nie, maar God wil ook hê dat ons teruggee, en hy wil ook hê dat ons onder hierdie salwing moet bly. Dit moenie net 'n eenmalige gevoel wees nie, nee. En ek wil dit vandag ook vergelyk met die realiteit van die huwelik. Nou as jy die huwelik opbreek, en dan is dit HI/WE/lik, en baie sê, hier wil ek nie wees nie, maar ek wil vandag vir jou sê, hier wil ek wees. As 'n mens dit kan vergelyk met die realiteit van 'n huwelik, dan wil ek vandag vir jou sê, is dat ek wil hier wees. Dit beteken in die nou. Ek wil nou in die nou in sy teenwoordigheid wees. Ek wil môre daar wees as dit die wil van die Here is. Ek wil volgende week daar wees. Ek wil tot die einde van die jaar daar wees. Ek wil dit hanteer soos 'n huwelik. Ek wil dit in 'n heiligmaking. Ek wil hierdie priesterlike passie wat ek in my het, wil ek nie net sommer weggee aan die wêreld of aan die gelykvormigheid van die wêreld nie. En dis hoekom dit 'n deel is van 'n Bybelopleiding, sodat 'n mens dit kan verstaan. Jy moet hierdie goed ontdek. Jy moet hierdie dinge kan verstaan. Jy moet kan verstaan van waaraf jy kom en waartoe jy is. Wat dit beteken om te kan sê dat ek hierdie priesterlike passie van my moet ontdek, hierdie priesterskap, want God is besitlik oor dit. Ons moet dit nie lighoofdig opvat nie. Ek wil vandag vir jou sê, ons moet hierdie intieme manier ervaar van hierdie hartklop van die binnehof. Ons het ons priesterlike passie om die Here ons God lief te hê met ons hele hart en ons hele siel en al ons krag verloor. Kyk na die wêreld. Ek wil dit weer sê. Ons het ons priesterlike passie verloor om die Here ons God lief te hê met ons hele hart, met ons hele siel en met ons krag verloor. Maar ons het dit wel verloor. Maar God is besig om dit te herstel. Ek glo dit, halleluja. Ek glo daar is 'n herlewing, daar is iets
wat 'n mens moet verstaan. Kom ons kyk gou na vers 18 en 19 wat ek nou gelees het in van Esegiel 44. Dan kom hy dan sê hy in die binnehof, wat beteken dit? Daar is hulle geklee met linneklere. Gaan lees dit in vers 18. Die linne was die hoofversiersels en dit moes op hulle hoof gewees het en die linnebroeke moes om hulle heupe gewees het. En dit beteken, en dit is 'n teken van geregtigheid. So in vers 18 kan jy daardie vers skryf, dis 'n teken van geregtigheid. En dan in vers 19, en as hulle uitgegaan het na die buitenste voorhoof, na die buitenste voorhoof, na die volk toe, moet hulle klere uitgetrek het en waar hulle in gedien het, en hulle moes dit neersit in die heilige kamers, en hulle moet ander klere aangetrek het, hulle die volk nie heilig maak, sodat hulle die volk nie kon heilig maak met hulle klere nie. So, en dan sê die woord ook, hulle mag geen wolklere gedra het nie, anders sou hulle daarin gesweet het, 'n teken van vlees. As 'n mens teruggaan en ou gaan kyk na die Hebreëse vertaling en ou gaan kyk wat dit beteken, dan sien jy dit beteken, dis 'n teken van die vlees, en dis iets vandag. Kom ons kyk na die tekens van hierdie wat hy sê vir ons. Ons moet nou waar die Here ontmoet, in die voorhangsel? Nee, of in die voorvertrek, in die voorhof? Nee, in die binnehof. Daardie voorhangsel is geskeur, sodat ek en jy nie weer deur 'n priesterlike geslag hoof priesterlike geslaghoofde gegaan het, of te kan gaan, sodat ons by die Here moet uitkom nie. Nee, Jesus Christus het vir ons kom sterf aan die kruis op Golgotha. En wat hy bedoel het met gemaklike klere, of in 'n maklike posisie, sou wees om die Here te dien. Met ander woorde, geen selfpoging, maar rus in sy teenwoordigheid. Ek en jy moet rus kry in sy teenwoordigheid. Daar kan ek en jy een ding doen, en dit is slegs om die Here te dien. En ek en jy, of ons is weg van mense en hulle behoeftes, hulle goedkeuring, openbare diens. Ek en jy hoef nie, wanneer ons in ons binnekamers of in ons binnehof in te gaan, of in die samekoms, ons fokus op mense te plaas nie. Ons kan alleen deur dit, of geen selfpoging nie, ons kan deur dit in sy rus, in sy teenwoordigheid in te kan kom. Kom ons kyk 'n bietjie, wat beteken hierdie verder? In die ou verbond, maar Naps, ek wil hê jy moet vir my bietjie meer hierdie verduidelik. Is intens, ek verstaan dit, en is baie belangrik dat jy hierdie kan verstaan. Die woord sê daar in vers 19, as hulle uitgegaan het, dis die ou verbond, as hulle uitgegaan het na die volk toe, moes hulle klere neergelê het, om nie die heiligheid oor te dra deur hulle kledingstuk nie. Goed, skryf dit vir my neer. Dis die ou verbond, dis die ou testamentiese verbond. Dit is wat die Here verwag het, dit is wat God die Vader verwag het hulle moes doen. Maar die nuwe verbond, die nuwe testament, sê ons moet nooit ons kledingstuk aflê nie. Nou sê God, dra my heiligheid oor. Leef heilig, wees heilig, want ek is heilig. Ons kan nie net op 'n Sondag heilig wees nie. Ons kan nie net soos in daardie tyd nie. Verstaan u hoe belangrik is hierdie twee? Hoe skei hierdie twee van mekaar? Hoe maklik is dit in ons terme vandag om te kan verstaan wat die priesterskap beteken in jou huishouding, om dit te kan vat. So pa, of alleen ma, of wat ook al die geval mag wees, neem jou priesterskap op en dra God se heiligheid oor. Dit is ongelooflik belangrik. Daar is 'n verskil tussen die voorhoofbediening en die binnehofbediening. En ek wil vandag vir jou sê, God begeer om die binnehofbediening te restoreer, om 'n restituisie te laat plaasvind in daardie gedeelte van ons lewe. Baie van dit wat op die oomblik binne in die liggaam plaasvind, is 'n voorhoofbediening. Nou ek noem dit die Cremora Christen, is not inside, it's on top. Ons bedink die dinge vleeslik. Ons dien die Here met ons mond, ons dien die Here nie met ons hele hart, siel en liggaam nie. En welgesalig is dit, en is julle as julle dit doen. En ek sê dit is 'n wonderlike seën van God. Salig is hulle wat dit doen. So ek wil hê ons moet bietjie gaan ondersoek instel, en dit is iets wat jy moet doen. So daar is 'n deel van 'n taak, maar 'n taak is ook of 'n opdrag is ook om te gaan ondersoek instel, om te gaan kyk,
dit wat 'n mens wat plaasvind in jou hofbediening. Is jy besig met 'n voorhoof of hofbediening, ekskuus tog, of is jy besig met 'n binnehofbediening? Daar is 'n voorhof. Daar is in die voorhof mense wat mense bedien. En ek dink 'n mens moet bietjie gaan kyk, wie is die mense wat 'n mens bedien? En wanneer 'n mens mense so aanhoudend bedien in 'n voorhofbediening, dan sien 'n mens gewoonlik dat hierdie mense besig is om hulle self eintlik uit te brand. En as jy op so 'n punt is, dan moet jy weet, jy is besig om in die voorhof te bedien. En jy is besig om mense in die voorhof ook te bedien. So ons moet 'n bietjie gaan kyk in die voorhofbediening. En ek weet, ek het al self daar gestaan. En ek dink daar is nie 'n prediker wat daar gestaan het, of 'n kind van God wat daar gestaan het nie. En die maklikste weg uit is om net terug te keer na die Here toe, om te sê, Here, hier is ek, heeltemal weg van mense af. Kyk na Jesus se bediening. Jesus het ook stil gaan word. Jesus het ook weggegaan van mense af. Jesus het ook uitgebrand gevoel, hy het ook moeg gevoel, hy het ook tam gevoel. En hy het geweet, hy moet sy krag gaan put in die binnehof. En hy moet ook weer sy krag gaan kry by die Vader om alleen, om tyd alleen te spandeer saam met dit. In plaas van die Here te bedien ons mense. En dit is wat ons wil doen. In plaas daarvan om die Here te dien en deur sy krag mense te bedien ons net deur ons eie krag mense. En wanneer dit gebeur, val gesinne uitmekaar. Kinders is in rebels. Kinders sê vir die ouers wat om te doen. Ons is nie meer onder die orde van God nie, ensovoorts. Ek dink, die vraag is wat ek vandag moet vra is jy moeg? En ek dink, dan moet jy jouself eerlik antwoord, is jy op so 'n punt waar jy sê, Here, ek is moeg, ek is tam, ek is gedaan. Vra jouself, hoe lyk jou tyd met die Here? Hoe lyk jou tyd met die Here? In ons volgende Bybellesse wat ons gaan doen, gaan ons baie fokus op gebed, alleentyd, met lofprysing, met aanbidding, om krag te weer terug te kry, stil te word, vas in gebed. En dit is ongelooflik belangrik. Dit is baie belangrik om dit in 'n ander manier te beleef en dit te ervaar, om te kan sien hoe dit moet wees. As ons eers ons priesterlike passie verloor het, word baie dinge vir ons nutteloos. Ons Bybelstudie word nutteloos, ons kerkbywoning word nutteloos, ons groei word nutteloos, ons geestelike stryd word nutteloos, en so kan ek aangaan. Omdat God se salwing nie daarop is nie. Geliefdes, ek wil vandag weer vir jou sê, om terug te gaan na hierdie toe, en dit is belangrik dat ons dit moet besef. Ek wil dit net weer gou vir jou noem. Wanneer ons onder die salwing kom, is dit God se genade op ons, maar om onder die salwing te bly, beteken dat ons hierdie intieme ontvangs teruggee, deur sy liefde, wat hy vir ons gegee het, en dit is belangrik. Vra jouself af, is jy moeg? Hoe lyk jou tyd? Is jy op 'n punt waar dinge vir jou nutteloos is, omdat God se salwing nie meer daarop is nie? Ons doen dinge in plaas van om soos hy te word. En ek wil hiermee afsluit vandag. Kom ek en jy begin die Here te dien in 'n binnehof met die hartklop van God die Vader. En kom ons neem ons priesterskap weer op. Kan ek vandag gou weer afsluit? Mag ek gou vir ons net weer daai 1 Petrus, die 2de hoofstuk lees? Dit is vir my baie belangrik om dit net weer by jou te laat, om te verstaan hoe jy daarby uitkom. Hy sê, maar ek en jy, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. Dank die Here. Dank die Here dat dit is wat ons is, en dit wat hy ons gee. 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbaarlike lig. En ek wil vandag vir jou sê, of ons hiermee afsluit of nie, is soos die Here wil, is dit belangrik om sy priesterskap te kan herontdek in ons lewe, sodat ons dalk weer op 'n punt kom, waar ons passie vir die Here goed is, en waar ons daarby kan uitkom. As jy wil, ons gebedslyn is hieronder, skryf ons 'n gebed, sê bid saam met my, ek wil weer daar kom weer by jou tyd, raak stil, skakel af, kom by die dinge, vra die Here om jou te help, kom by hierdie goedjies uit, kom by die voorhof uit, kom in jou binnehof, en keer terug na die Here toe, partykeer weg van mense af,
Veral wêreldse mense, veral wêreldse dinge. Maar dit beteken nie ons moet ophou bid vir hulle nie, ons moet aanhou bid. Hierdie is om jou eie sielsaligheid. Onthou, God is besitlik op jou priesterskap. Baie dankie dat jy saam geluister het. Mag die Here jou seën tot 'n volgende keer. Groete.